Goeiemôre, kan jy glo? Dit is 1 Oktober 2025. My naam is Estie Geldenhuys en ek is besig om in 'n reeks te gesels oor dankbaarheid en dankbaarheid in hierdie gesprek, dat ons dankbaar sal wees soos wat ons verstaan wat die karakter van ons Vader regtig vir ons behels en wat dit vir ons aandui op watter manier ons in dankbaarheid voor hom moet staan ten opsigte van wat hy vir ons beloof deur sy karakter. Want sy karakter staan vas. Niks kan dit verander nie. En hy is altyd dieselfde teenoor alle mense. Hy kan nie verander nie. Daarom moet ons sy karakter leer ken en verstaan. En ons is vir 'n 22ste keer besig, kan jy glo, om hieroor te gesels. En die naam waarna ons vandag kan gaan kyk is Yahweh Shalom. Shalom beteken vrede. En hierdie naam dui dan uiteindelik op die almagtige Skepper wat rus gee. Rus. Want hy is vrede. Sit gou daai twee bymekaar. Rus en vrede. En ek glo sonder vrede is daar nie rus nie. En as daar ware rus is dit daar omdat daar vrede is. Gaan ponder 'n bietjie op daai ene. Francis Frangipani het eendag geskryf oor die see van kristal wat in die boek van Openbaring beskryf word. Hy het verduidelik dat hierdie see van kristal niks anders is nie as 'n poel van vrede waarin die ewige troon van Yahweh staan. Dit wat rondom sy troon glinster is vrede. Yahweh is heilig. Hy is volmaak en hy is vrede. En dit alles word bestuur deur sy wil. Vader, in die naam van Yeshua bid ek nou, dat U asseblief nou self hierdie boodskap in my oorneem, en vir my en vir elkeen wat ooit hierna sal luister, intens duidelik maak. Help ons, Vader, om te verstaan hoe belangrik U vrede in U karakter is, maar ook vir ons is. En dat U vrede nie net aan U behoort nie, maar U deel dit, U gee dit, U wil dat ons daar deel van sal wees. Asseblief, Vader, neem nou alles wat ek hier verder praat by my oor en kom maak U self vir ons duidelik, elkeen in ons eie hart, selfs goed wat ek nie praat nie. Vader, kom en spreek U in die hart van elkeen wat ooit na die boodskap sal luister. Dit vra ek. Halleluja, amen. Weet jy waar sy wil ook al geskied? Daar is vrede, hoor mooi. Sy wil en sy vrede gaan hand aan hand. Slegs die mate waarin mense hulle aan die wil van die almagtige Skepper kan onderwerp, beleef hulle ons hierdie vrede. Sy wil en sy vrede is een. Hoor hoe lees Johannes 5 vers 30. Ek kan uit myself niks doen nie. Dis ons Messias wat praat. Soos ek hoor, oordeel ek. En my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader, wat my gestuur het. Hoor ook wat ons Messias sê in Johannes 4 vers 34, Jesus sê vir hulle, my voedsel, hoor mooi, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. En dan is daar Lukas 22 vers 42, waar hy bid en hy sê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Terwyl hy dus vra dat die beker van hom weggeneem word, bevestig hy
dat hy asseblief binne die wil van die Vader wil bly. Tot in die dood toe. Het ons Messias die wil gevolg van sy Vader. Meer nog, hy wat self God is, die woord, deur wie alles geskep is wat bestaan, het gekies om mens te word. En as mens het hy vernedering beleef van mense, wat hom nie herken het vir wie hy was nie. Meer nog, hy het verguising en vernedering en pyn beleef, soos wat dit gebeur het. En dit alles in gehoorsaamheid aan sy Vader, en hierdie daad van gehoorsaamheid het vir hom vrede gebring. Want ek en jy, wanneer ek en jy in gehoorsaamheid aan ons Vader leef, sal ons ook deur hierdie gehoorsaamheid vrede beleef. Daar's twee dinge wat die mens weghou van hierdie volmaakte goddelike vrede. In die eerste plek, 'n gebrek aan intieme verhouding met Elohim, die drie-enige God. Let op, daar is 'n groot verskil tussen religion en relationship. Dit is slegs vanuit 'n intieme verhouding met God die Vader, dat die wil van die Vader aan die mens bekend gemaak word. Elke mens het die verantwoordelikheid om self die begeerte te ontvang, daartoe, om eerstens te groei in intimiteit met die Vader, en dan, volgens sy inspraak, ontslae te raak van dit wat ons daarvan weerhou om in 'n opregte, intieme verhouding met hom te leef. Nie te probeer om soms by hom intiem te wees nie, nee. Kom, soek, verstaan wat intimiteit met God beteken en leef daarin. Die mens moet groei in hierdie intimiteit. Solank die mens dit nie opreg begeer nie, sal dit nie vir jou gebeur nie. Die tweede element wat ons weerhou of weghou uit die vrede van Jahwe Shalom, is ons werklikheid. Ja hoor, dink daaroor. Life happens. En dan is dit of ons so vuisvoos raak dat goeders ons stomp maak in ons geloof en daarom ook in ons gees. Goed gebeur en ons weet nie altyd hoe om dit te hanteer nie. Dit is waar twyfel inskop. En dan kom sy pel, wat hom onmiddellik volg. Gebrek aan vrede. Twyfel gaan altyd hand aan hand met gebrek aan vrede. Die enigste pad terug is daardie wonderbare persoonlike ontmoeting, waar ons hele hart voor ons Skepper uitstort. Vrede bly ons barometer, veral waar ons met ons eie waarheid voor ons Vader staan. Vergewe my skaamtelose eerlikheid, maar weet jy, toe ek geleer het om hierdie ding te oefen, het ek gevind die beste plek om heen te vlug, kan jy glo, is 'n toilet. Ja, niemand pla jou daar nie. Maak nie saak waar jy is nie, daar is altyd 'n openbare toilet beskikbaar. Weet jy, ek het net besef dat daar dinge is wat ek nie kan los tot later, wanneer ek alleen by die huis is nie, of tot môreoggend wanneer ek weer stil word nie. Nee, as jy weet jy het jou vrede verloor, maak dadelik werk daarvan. Wil jy daar in daai klein kamertjie alleen is, gaan terug op jou spoor. Weet jy wat gesê, of watter gedagte het na jou toe gekom, toe jy jou vrede verloor het? Spreek daardie ding aan. As jy iets moet regstel, gaan doen dit. As jy dadelik iemand moet vergewe, of dalk vir iemand 'n boodskap moet stuur, of het ek self dalk iets kwyt geraak wat kwetsend was, en sommer net onnodig, waarvoor ek om vergifnis moet loop vra. Wat dit ook al is wat na jou toe kom, bring dit eerste voor Jahwe Shalom. Erken, bely, maak voor hom reg, in eerlikheid. Wag dan op hom in jou eie gedagtes, dat hy die saak eers met jou bespreek. Ons Vader alleen geef ons die waarheid van ons situasies en hoe ons dit ook hanteer, bepaal
of sy vrede in ons herstel, al dan nie. Maar ek wil jou uitdaag, as jy dit nog nooit beoefen het nie, soek na die vrede van Jahweh, Shalom. Onthou, lees Filippense 4 vers 4 tot 7, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees vir niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Vader, in die naam van Yeshua, leer ons asseblief om ons gedagtes voor U uit te sorteer. Openbaar asseblief U waarheid oor ons aan ons. Gee ons asseblief U vrede. Dankie dat U, Jahweh Shalom,